Ja, wat is geëet, wat is gedrink, wat se speserye is gebruik, wat se vetpersentasies is geëet, wat se porsie grootte is geëet, wat was die gaarmaakmetodes, wat se tipe karnivoor produkte is geëet, wat se tipe vleis is geëet. Al daardie goed maak saak, want as die persoon byvoorbeeld hoë urinesuurvlakke en inflammasie gehad het, en hy het die verkeerde tipe vleise geëet, die verkeerde tipe speserye gebruik, die verkeerde tipe vetpersentasies, porsiegrootte, en so meer, verkeerde tipe goed, saam met die karnivoor gebruik ook, wat verkeerd is, dinge gedrink wat verkeerd is, geëet wat verkeerd is, gecheat, ander goed geëet wat nie eens op die karnivoor is nie, dit gebeur, maar al het hy of sy streng op die karnivoor gewees, met baie goeie intensies, en hulle het die verkeerde tipe goed geëet, wat op die karnivoor lysie is, al het hulle nie gecheat nie, dan kan dinge nog steeds sywaarts gaan, omdat hulle die verkeerde tipe goed geëet het, wat hulle nie moes eet nie. Dus kom ek coach op die karnivoor en ketovore coaching, ek sal 5 jaar coach deur Rivera.health, en ons maak unieke aanpassings, volgens elke ou se situasie. Dis hoekom ek sê, karnivoor is nie so eenvoudig, soos net 'n lysie wat jy kan Google nie. As dit so maklik was, het almal 'n sukses daarvan gemaak. Is nie noodwendig so nie. Maar die tweede deel is ook 'n potensiële moontlikheid, is dat iemand cheat. Dit het ek ook al gesien. Hulle sê hulle doen karnivoor, hulle eet baie vleis, maar hulle eet baie ander goeder saam wat glad nie is op die karnivoor is nie. Maar die ander opsie is, soos ek sê, hulle dalk met goeie intensies die ding aangepak, maar hulle het nie alles reg gedoen soos dit moes gedoen gewees het nie. My nommer is in die bio, Carnivore Ketovore Coaching. Ons doen ook die hoë bloeddruk bootcamp eersdaags op Google Meet, en die coaching is op WhatsApp video.